Goeiedag aan almal. Dit is so lekker om vandag vir Gerda Engelbreg te hê. So Gerda, ek gaan so 'n gesprek met haar net voer, want Gerda het die Camino gestap. Sy is 'n lid hier by ons, lidmaat by ons gemeente, en ons het gedink om dit met julle te deel. En sy gaan vir ons net so 'n kort inleiding gee oor die Camino, en dan Gerda kan die mense dan op die skakel wat julle onder sal sien by die video, kan julle na die 15 dae tog gaan kyk wat Gerda gestap het. So Gerda, ja, dit is so lekker om jou hier te kan hê. Nee, dankie Marius. So vertel ons net gou-gou oor, dis nou Camino, maar daar's 'n klomp Caminos. Ja. So wat het jy gestap? Ja, kyk, die woord Camino beteken maar eintlik net pad, en deesdae het dit nou al so 'n handelsmerk geword dat enige iemand wat 'n pad enige plek in die wêreld 'n roete uitlei noem dit 'n Camino. Ja, ons het 'n Suid-Afrikaanse Camino ook, ons het 'n Suid-Afrikaanse Camino ook, verskeie om die waarheid te sê, daar's 'n Tankwa Camino en 'n Kaapse Camino. En selfs die een in Spanje is daar so 'n klomp Caminos wat almal na Santiago toe gaan, want al die roetes loop na die graf van wat hulle glo Jakobus is. Ja. En nou daar was mos nou groot en 'n klein Jakobus, so dis nou daai Jakobus. En die meeste mense as hulle praat van hulle gaan 'n Camino stap, dan bedoel hulle gaan die Franse roete stap. So die lang roete begin in Saint-Jean-Pied-de-Port en hy eindig in Santiago, maar jy kan op verskeie plekke langs die pad kan jy begin stap, dit maak glad nie saak nie. Hierdie keer so daai roete het ek al gestap. Ek het my eerste Camino wat ek gestap het in 2017, het ek in Lyon begin op daai roete. Dit was nogal dit was 'n ervaring. Ek het verskeie foute gemaak. Ja. En terwyl ek gestap het, was dit vir my eintlik nie lekker om te stap nie, omdat ek verskeie foute gemaak het. So ek het myself 'n bobeenspier beseer en ek het vreeslike slegte blaase gehad en my ma was baie siek. Maar tot 'n kilometer voor die tyd het die mense nog vir my gevra, "Gaan jy dit weer doen?" Nee, sê ek, nooit weer nie. En ek het nou, hierdie was nou my 7de Camino wat ek gestap het. Maar so hierdie keer stap ek 'n bietjie slimmer. Maar net gou so die Camino was ou paaie roetes wat so die gedagte van ons vandag is ons stap op daai roetes. Hoekom stap ons daai roetes? Ja, nee, wel hoekom stap mense pelgrimstogte, maar gas verskeie fantastiese boeke daaroor. Maar dit gaan daaroor dis iets anders as 'n staptog, want daar is 'n spesifieke eindbestemming wat jy in gedagte het waar jy gewoonlik wil eer bewys. Nou vir ons protestante is dit 'n klein bietjie problematies, want ons gaan bid nie, ek gaan bid nie by die graf van Jakobus nie, ek gaan bid by Jesus, verstaan? En jy kan op enige plek na Jesus toe bid, jy hoef nie op 'n Camino dit te doen nie, maar die feit dat jy in 'n tradisie stap, beteken vir my nogals iets, en dit beteken vir my elke keer meer. En dat jy daar kom by 'n kathedraal wat jy dan al goed ken, met sekere gebruike wat jy elke keer daar het, dit is iets wat al vir my geestelike waardes het. Maar nou hierdie keer het ek Camino Primitivo gestap. Dis 'n korte roete. Hy begin in Oviedo, Asturias, en dan gaan hy nou weer Santiago toe. So daar, ek gaan hom nou so wys op 'n kaart terwyl ons praat. Dis nou daai rooi roetjie wat aangedui word. Yes. So hy's in totaal 330 km. Die een wat in Saint-Jean begin is amper 800. Camino del Norte wat in die noorde sit is net so oor die 800. Die Via della Plata wat hier van onderkant af kom is meer as 1000 km. Maar jy het nou gestap, dis so 300 sê jy? So 330. En jy het in 15 dae het jy dit gestap. So ek het in 15 dae gestap. Die meeste mense stap om in 11, 12, maar ek het nou ook al geleer dat ek wil nie te lank skof te stap nie. Want onthou daar's geen reëls nie. Jy kan 5 km ook stap en na 100 dae in Santiago aankom. Daar is nie 'n reël wat sê jy moet 30 of 20 of hoeveel kilometer stap nie, maar die mense stap daai roete spesifiek, hulle beskou dit as die eerste Camino. So daai primitief verwys nie na primitief soos in elementêr nie, basies nie, dit verwys na primo eerste, want koning Alfonso die Tweede was 'n baie, hulle het hom Alfonso die Keuse genoem, want hy het nooit getrou nie. Toe hy destyds gehoor het dat hulle die oorblyfsels gekry het van wat hulle geglo het Jakobus was, het hy as koning gestap of die reis afgelê tot in Santiago toe. So daai is die roete wat, en ek meen hy het 'n skribe gehad wat saam met hom gestap het wat daai roete vasgelê het. So jy stap op daai roete en jy stap nog op die ou Romeinse paaie. Jy kom in Lugo wat nog die ou Romeinse stede gehad het. Hulle kan vir jou sê uit die geskiedenis uit watter van die dorpe langs die pad het in die tyd bestaan al wat hy dit. Ons praat nou hier van die jaar
34 wat hy dit gestap het. Daai plekke bestaan nog So wat nou lekker is, as ons luisteraars nou gaan kyk, gaan hulle nou elke dag kan kyk. Julle kan nou een kyk of julle kan binge en almal na mekaar kyk. Maar ons gaan dit nou vir 'n paar weke hou. So mense gaan nou lekker elke dag gou jou reis kan volg en jy elke dag eintlik lekker verpak, nê, met 'n klomp goede. Ja, maar dan moet ek ook net iets staan sê, so dis iets wat ek gedoen het vir Netwerk 24, maar hy's oop omdat daar was 'n borg. So almal, so jy hoef nie 'n intekenaar van Netwerk 24 te wees om dit te kyk nie, jy kan net klik en kyk. En onthou nou dat op die meeste van die dae stap jy nou 20-25 km en dan moet jy hom nou op daai dag redigeer en hom wegstuur. So die klank is dalk plek nie heeltemal so skerp nie en hy's dalk iewers nie netjies. Jy het letterlik elke dag gestap en dan daai dag se stap het jy gaan redigeer. Daai dag geredigeer en hom oornag weggestuur. Vir Media 24 gestuur en daai volgende oggend, ek kan onthou ons eerste het ons so vir jou gevolg. So dis letterlik 'n saamreis soos wat jy stap. So dis want ons het gevind jy kry daar is vreeslike lekker gesprekke met die gehoor langs die pad. As jy dit so doen. So aanlyn gehoor letterlik. Jy kry mense wat met jou praat terwyl jy stap. En ek meen dit is wat dit vir my 'n bietjie anders te maak as 'n TV-reeks. So hy's nie so gepolish nie, maar teen die tyd wat jy vir sê nou maar vir Erns volg, sit Erns al 3 maande lank by sy huis. Hy sal terug, maar as jy daai ding sien, weet jy ek is nou op die volgende dag. So jy sal dan byvoorbeeld as jy beseer word, dan sal die mense die hele tyd boodskappe sê, is jy nou al beter, is jy nou al beter. Liewe land, dit is eintlik so dit maak dit baie lekker. So jy reis eintlik, jy dra eintlik 'n klomp mense saam met jou. En die moeilike daarvan is nie om dit te redigeer en om die video klaar te kry, maar omdat ek skiet in vol kei vir die mense wat nou in fotografie belangstel, sal nou weet jy skiet in 'n hoë gehalte. Maar dit beteken dat daai video's is 4-5 gig elk. Ja, dit is baie groot. So dit vat vir jou 'n rukkie om hom te gestuur te kry. So op my toer, die een wat ek gestap het wat in St. John Pieterport begin het, is ook op Netwerk 24, maar ek dink hy's agter die betaalmuur. So daai is 45 video's wat mense ook kan binge, hulle is nog almal daar. Met daai het ons dit op WhatsApp gestuur, maar hy laai die hele nag oor WhatsApp. Hierdie keer het ons nou gelukkig al 'n paar lesse geleer, so ek sit hom in die cloud, maar selfs om hom op te laai op vir jou iPhone in die cloud vat 'n rukkie, en dan het my kollegas op kantoor het 'n skakel na my cloud toe, so hulle kan hom nie volg. Ja, dis 'n hele proses, maar ek het nou ons die voorreg 'n bietjie jy's nou teruggekom en ons die voorreg om dit so te kan doen. Gaan dan net vir ons 'n bietjie vertel weer eens die ervaring. So ek kan maar sê, hoekom gaan stap jy dit? Kom ons praat oor die geestelike ervaring. Ja. Kyk, daar's 'n baie groot deel van die geestelike ervaring kom eers na die tyd. Dit kom nie terwyl jy daar is nie, want dit is soos dit is nie soos 'n wedloop nie, maar stel jy nou voor as jy nou 'n parkrun doen, die voordele van die parkrun kom eers na die tyd terwyl jy draf en stap jy. So jy's jou lewe is baie afgeskaal. Jou hele lewe fokus daarop dat jy moet genoeg slaap, genoeg eet en lekker stap. En al jou besluite is rondom dit. Is rondom daai. Jy moet jou wasgoed gewas kry, is jou wasgoed droog. Is jou voete nog in 'n goeie toestand, het jy hulle ingesmeer vanaand, het jy môreoggend jou pleisters geplak. So 'n klomp van daai, maar terwyl jy tog ook stap, is daar 'n klomp dinkwerk wat loskom en is 'n klomp random goeters wat in jou kop oppop, want jy kom op 'n plek van stilte eintlik, omdat jy soveel ure, ek verkies nou doelbewus om nie saam met mense te stap nie, want mense mag saam met my stap. Daar's 'n oom Alfred Wainwright wat in Engeland 'n klomp paaie uitgemeet het, en dan vertel hulle die storie, hy het in sy 50's het hy vir die eerste keer getrou en sy vrou het vir baie lank aan hom geneel dat sy wil saam met hom gaan stap want hy gaan meter die goeders uit, en toe het hy na jare vir haar gesê sy mag saam stap maar sy mag nie praat nie. Verstaan? So ek is amper so ek soek nie geselskap terwyl ek stap nie, want ek het half goeders in my kop. En dis vir my verskriklik lekker om op my eie te stap. So daar is 'n klomp dinkwerk wat loskom, maar mense moet ook nie die verwagting hê dat 'n klomp pelgrims mense is wat in stil gebed die hele tyd rondloop. Nee, daar is 'n klomp gesels, maar daar's 'n saam eet in die aand en 'n saam kuier, maar daar's ook 'n bierdrinkery, want daar is ook altyd iewers iemand wat sê, jy drink dan baie bier vir iemand op 'n pelgrims. Is van die vroegste, en dit is interessant genoeg, van die vroegste eeue af, ons moes op universiteit
En ek en Marius was saam op universiteit, maar ek het Engels geneem en in Engels dwing hulle vir jou om die Canterbury Tales te lees. Jy doen dit in klas en dit is sulke weird Engels, maar in die Canterbury Tales is 'n versameling stories wat 'n klomp pelgrims wat op pad was na die kathedraal in Canterbury toe, vir mekaar vertel het, en daar's 'n klomp baie stout stories daarby. So selfs in die middeleeue was die pelgrims nie dit is nie 'n bedevaart nie. Dit is 'n reis, verstaan, met al sy elemente, maar dit maak dit vir jou dit maak dit so. Maar dit is 'n wonderlike stuk ervaring en jy sien ongelooflike goed, maar ek dink is so 'n klomp verskillende indrukke van alle kante af. So ja, Gerrit, gaan vir ons verskriklik lekker wees om so saam met jou te reis, en veral omdat jy hier by ons in die gemeente is. Jy het nou weet dit's gepubliseer op Media 24 en goed, maar ek dink mense moet sommer vir jou, as hulle nou in die kerk vir jou sien, jy is daar in die kerk baie keer, so julle moet nou sommer vir haar ook 'n bietjie vra daaroor. En as mense dit self wil gaan stap, maar jy het nog tegniese vrae, nooi my vir koffie in Maria's, drink ons 'n koffie, dan antwoord ek, want dis iets wat binne bereik is. Ek weet Netwerk 24 verkoop toere, en ek weet baie Suid-Afrikaners voel hulle moet in 'n toer gaan, want ons is onveilig. Jy's baie veiliger oor see as wat jy in Terugevallei is. Dit is die hartseer waarheid van Suid-Afrika, so dit is binne bereik. Dit is duur as jy dit omsit in Suid-Afrikaanse rande, maar dit is nog steeds eintlik die goedkoopste oorseese toer wat jy kan doen, is om 'n Camino te stap, want jy verskaf jou eie vervoer, en daar is 'n bekostigbare verblyf langs die pad. Ek verkies nou ook om nie in die herberge te slaap nie, want ek wil rus in die aand, en ek het toerusting by my wat ek wil toesluit en so aan. Maar ek dink ons gaan nou eers net laat die reeks so 'n bietjie gaan, en dan kyk of daar van mense vra is, en dan as ons miskien aan die einde kom, iewers weer so 'n stukkie net. So kom ons sit my e-posadres ook hier onder, en dan as jy dit dalk in die vakansie kyk, gaan ek dalk jou e-pos mis, want ek lees nie werks e-pos in die vakansies nie, maar dan kan jy 'n bietjie kyk, en ek dink jy kompileer sommer so 'n paar vrae wat jy kry, en dan hou ons weer so 'n bietjie van 'n sessie. Vreeslik dankie. Ja.